Sorry. Het jy al ooit gehoor, jy stap in 'n winkel en jy stamp jou toon teen iets of jy stamp iets van die rak af en iemand agter jou sê, sorry. Swart mense is baie meer geestelik georiënteerd en geestelik ingestel as wat ons is. En hulle glo dat jy sal nooit as prins iets doen wat jouself te nakom nie. En uiteindelik is dit so, jy wil nie graag goed maak wat jou verneder of seer maak nie. So wanneer jy jou toon teen 'n klip stamp, doen jy dit mos nie as prins nie. Hulle glo, dis iemand anders se negatiewe gedagtes oor jou wat veroorsaak het dat daai ongeluk nou oor jou gekom het. En dit is waarom hulle sê, sorry. Hulle sê dit omdat hulle empatie het, omdat jy nie self daai ongeluk oor jouself bring nie. Dit is iemand anders wat dit veroorsaak het. So glo hulle ook, dat, onthou, ons het ons gesê, jy het 'n wit groep en jy het 'n swart groep. So, pleeg jy onreg teen 'n lid van die swart groep, het jy teen die hele groep 'n onreg gepleeg. Maar dit gebeur ook in huislike omstandighede. Geen gesin wil swaar kry. Almal het begeertes om ook in 'n ordentlike huis te bly, wil graag ook 'n kar hê of 'n groot fiets. En dit is nou nie vir almal beskore. Daar is seker verskillende redes hoekom dit nie is nie. Maar hulle glo dat ander mense se negatiewe gedagtes het hulle ongeluk oor hulle huis gebring. Ek dink dit was in 2000. 1999, begin 2000, was daar 'n boer by Witbank vermoor. Breed vermoor, en ek was daai tyd by CJ Ops van die weermag, en die polisie vra vir my, hoekom dink jy het hulle daai ou vermoor? Ek sê dit moes iets gebeur het in die verlede. En is 'n 18-jarige seentjie wat alleen gegaan het en die boer gaan vermoor het. Hulle vra hom toe uit, hoekom, wat is die rede, wat het gebeur op hy plaas, dat hy nou die moord moes gaan pleeg. Hy verduidelik vir hulle, en hulle gaan vals na, en bevestig wat hy vir hulle verduidelik. Want hy was 18 jaar oud, 36 jaar gelede het sy pa op hy plaas gewerk. 36 jaar gelede was sy pa voorman en vertroueling op die plaas, maar so suksesvol gesteel dat die boer later bankrot is. Maar so goeie mens, dat die boer vir hom spesiaal gaan werk reël by 'n fabriek in Witbank, waar hy toe nou gaan werk. Maar 'n goeie man, en die fabriek is toe ook binne 2-3 jaar bankrot, en daar beland hy toe in die plakkerskamp. En daar het hy sy gesinnetjie nou gebou, en sy kinders wat behoor, nou hoekom lewe hulle so in armoede in die plakkerskamp, en hoekom lewe hulle nie ook lekker nie, want sy pa praat altyd van hoe lekker dit was toe hy op die plaas was. Toe verduidelik sy pa vir hom, hulle was baie gelukkig op die plaas, maar hulle bad luck het begin, toe daai boer op die plaas om fabriek toe gevat het. Nie dat die pa bankrot geraak het, nou sal later ouer gesels, hulle verstaan nie die ekonomie soos wat jy dink hulle dit moet verstaan nie. Maar hulle hele familie se bad luck het begin daai dag, toe die boer hom weggevat het van die plaas af. So die boer op daai plaas was die skuldige wat die bad luck oor die hele familie gebring het, en daai boer moet doodgemaak word sodat die bad luck oor sy familie gebreek kan word. Die probleem is, dit was die 3de of die 5de boer na die een wat bankrot geraak het, wat op hy plaas was en wat nou vermoor is. Dit maak nie saak nie. Dit was 'n lid van die wit groep, wat 'n boer was op hy plaas, wat 'n onreg teen hierdie familie gepleeg het, deur hulle van die plaas af weg te vat, waar 'n ongeluk begin het. So dan moet net weer 'n boer, min of meer dieselfde ouderdom op baie plaas wees, wat vermoor word, sodat die bad luck verbreek word. Gaan nou nie name noem nie, ek noem name in die boek. Maar, oom Ben se kinders, hulle het gaan tennis speel, ook 30-40 jaar terug. En die kinders,
by die huis gebly, laerskoolseentjies, hulle kry op 'n 2-2 in die hande en hulle skiet 'n bietjie teiken na blikkies toe. En een van die opslagkoels tref oupa, wat daar by die werkers sit, agter die kop. Waar hulle om die vuur sit. En hy sê vir hulle, iets het hom nou heel hard agter die kop geslaan. Maar hy weet nie wat nie. En hy sê later, hy voel nie lekker nie, hy gaan bietjie lê. En hy het gaan lê, bloeding op die brein, hy is later dood. Na deze ondersoek bevind is 'n opslagkoel wat die oupa getref het agter die kop. Lang hofsaake, duur hofsaake. Eindelik bewys die kinders het nie aspres die ou man geskiet nie. Maar die ongeluk het nou oor daai familie gekom. Dit was ook meer as 30 jaar later, toe ek sien dat daar beplanning is teen die oom Ben, wat toe nou ook 'n oupa is, teen sy lewe. En met my ondersoek kom ek agter, maar dit gaan oor wraak, as gevolg van iets wat in die verlede gebeur het. En ek wil te weet, wat is die wraak? Hulle sê alweer hulle kan dink is oupa wat hulle dood is. Nou Ben wat nou dieselfde ouderdom is, verklaar aan my waarom oom Ben nou die teiken is. Ek doen 'n bietjie meer moeite met hierdie ondersoek, want ek wil graag die ouetjie wat die moord kom pleeg in die hande kry. Wat is dit nou doen? En toe is dit die kleinseun van die oupa wat dood was. En hy moes oom Ben kom vermoor, wat toe nou min of meer dieselfde ouderdom was as wat oupa was, die oupa dood is, sodat oom Ben se dood die backlash oor hulle familie kan breek. Baie keer dink ek, weet ons nie van goed wat in die verlede op ons plekke gebeur het waar ons bly nie. Die huis waar ons gekoop het, of plaas wat ons gekoop het, of besigheid wat ons gekoop het. Ons weet nie wat die geskiedenis is, en wat se backlash dit oor families gebring het, en wat 'n familie die reg het om daar wraak te breek nie. Want wanneer daar besluit is dat dit 'n wraakaksie moet wees, 'n moord om die backlash op 'n familie te breek, kan die seun daai wraak die moord uitvoer, die kleinseun kan, die agterkleinseun kan, agterkleinseun kan, enige een in die geskiedenislyn af. En die verste wat daai goed teruggaan, waar moorde gepleeg is om die backlash te breek, was in Zanzibar, in Tanzanië, 171 jaar nadat slawerny afgeskaf is, het die moorde op Zanzibar plaasgevind, om die slawerny aksies te breek. So, wanneer dit gaan daaroor, is almal van ons, wit en swart in hierdie land, wat op plekke bly, wat onreg gekleef teen ander mense, sy lewens eintlik in gevaar. En jou lewe kan in gevaar wees, net vir die feit dat jy op die verkeerde plek bly. Realiteite van Afrika.